Môre geliefde, welkom saam met my op hierdie sonskyn, warm woensdagoggend. Vanmôre gaan ons ook verder oor verhoudings. Gister het ons gepraat oor mekaar. Vanoggend is die woord huwelik. Die huwelik is 'n goddelike instelling. Die huwelik is vir God so belangrik dat hy dit vergelyk tussen die verhouding wat Christus met die kerk het. Maar wat maak ons vandag van die huwelik? Die huwelik vandag is iets wat maar begin en net so maklik ontbind word. Kyk na die geweldige hoë egskeidingssyfer. Hoekom? Kom ek sê hoekom? Een van die redes is omdat God nie meer die hoof in die huis is nie. Hulle vra vir die ouma grootjie op hulle 50ste huweliksherdenking, ouma, wat is die geheim van jou en oupa grootjie se 50-jarige saamwees? Toe sê ouma, my kind, ons het groot geword in 'n tyd, sy ding gebreek is, het ons hom reggemaak. Vandag gooi ons hom weg. Vandag is dit makliker om iemand anders te vat, wat minder probleme het, as om jou eie probleme op te los. Kom ek lees vir jou, net weer, die huweliksformulier, en ek lees dit saam. Die huwelik is 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen van 'n stabiele samelewing. Egpare wat in God hul eenheid, geluk en toekoms vind en hulle lewe hiervolgens inrig onder die heerskappy van sy woord en gees, is vir mekaar, vir hulle familie, die kerk en die samelewing 'n vreugde, 'n krag en 'n inspirasie. En dit gee aan 'n egpaar die vrymoedigheid om vir God se leiding op hulle huwelik te bid en te bly bid. Geliefde, ons kom nie daarby verby nie. Die huwelik is 'n driehoekverhouding tussen jou, God en jou man of jou vrou. Die huwelik is deur God ingestel sodat mense in mekaar vreugde kan vind, mekaar se hulp kan wees, mekaar te kan ondersteun. En dit het ons mos nou gesien. 'n driedubbele tou breek nie maklik nie. Kom ons gaan kyk na wat die Here vir ons kom sê sommer vanoggend in Hebreërs 13. Die huwelik moet in alle opsigte eerbaar gehou word. En die huweliksbed moet onbesoedeld wees, want God sal oreerders en egbreekers oordeel. Vorige vertaling sê, respekteer die huwelik in alle omstandighede, wees getrou aan julle huweliksmaats. Ons het die verantwoordelikheid om ons huwelik te bewaar, letterlik met ons lewe. Ons moet ons kinders hieroor leer. Hierdie verbintenis en hierdie belofte wat ons gemaak het, bind ons aan God en word nie verbreek nie. En dit is 'n instelling tussen God en man en vrou. En dan moet ons vanmôre hoor, tot die dood ons skei, is 'n verpligting en nie 'n opsie nie. Vrede vir jou, vrede vir my, so beloof die Heer aan die wat hom bely. Wysheid begin met die dien van die Heer. Wat is die mens, sy lewe kom en keer. Ons laat wat ons doen dan aan die Here oor. O diepte, rykdom, wysheid en die kennis van Gods woord. Wie ken u oordeel en wie gee u raad? Uit hom, deur hom, tot hom kom dit alles wat ons vra. En ek sal jou lief hê, en ek sal jou dra, en ek sal jou bystaan as die lewe dit vra. Vir my is jy liefde
die eer. 'n Mens kan beplan, maar hy bly in beheer. Ek sing van u liefde en ek sing tot u eer, want nêrens bestaan 'n siel so groot soos ons Heer. Prys die Heer, prys die Heer, prys sy naam. Dankie vir vandag, ons dankie vir ons bestaan. En ek sal jou lief hê, en ek sal jou dra, en ek sal jou bystaan as die lewe dit vra. Want vir my is jy liefde, vir my is jy vrede, vir my is jy alles wat 'n man ooit kan vra. Vir my is jy liefde, vir my is jy vrede, vir my is jy alles wat 'n man ooit kan vra. Here Jesus, mag man en vrou mekaar respekteer en lief hê, sodat hulle u vreugde en vrede daarin vind. Amen. Geliefde, as jy nog die voorreg het om in die huwelik te wees, gaan waardeer vandag daai lewensmaat wat God jou gegee het. Sy wil, môreoggend.